Daar sy, van my kant af, goeiemiddag aan almal. Is regtig 'n massiewe voorreg om almal by Familia Day te kan sien. So as ek julle nog nie gegroet het nie, ons sal met die verbygaan, sal ons mekaar groet. My naam is Albert van der Westhuizen, vir die ouens wat vir die eerste keer hierso is. En weer eens, is 'n massiewe voorreg om almal hierso te hê. Ons sien uit na die bane waar ons nou 'n baan gaan bywoon hierso en ons het 'n baie spesiale spreker regstreeks ingevoer al die pad van Polokwane af. En waar ons bietjie gaan praat rondom integriteit. So wie kan vir my verduidelik wat is integriteit? Is daar enigiemand wat 'n kans wil vat? Wat is integriteit? Ek's bietjie benoud as niemand hulle hande opsteek nie, want ons almal moet eintlik weet wat dit is. Doing the right thing when nobody is watching. So dis nou eintlik as jy die aand laat opstaan en jy na die yskas toe stap en jy hom oopgemaak en daai boksie melk uithaal en hom oopskroef en dan na die ander kas toe stap waar die glasies is en dan nog steeds in die glasie gooi, al kyk niemand vir jou nie. So dis integriteit. Nee, maar dit strek baie dieper as dit. So is vir my regtig 'n massiewe voorreg om Dani aan die woord te kan stel, wat 'n bietjie met ons gaan gesels rondom integriteit in woordbediening. En as dit nou iemand is wat regtig werk met die woord, is dit oom Dani. So kom ons gee vir oom Dani 'n groot handeklap. Toe ek hoor die milstudente moet staan, dis net toe Marius Nel so ingestap kom in sy ry, toe dog ek, Here, is ek nou in die hemel, van wanneer sal Marius nou by die mil wees? Nou ek weet, hierdie uur is nou nie die aangename uur nie, so ek gaan jou 'n paar verhale vertel. Die eerste verhaal, rondom integriteit in die woord, het ek in my eerste gemeente by Tannie Azetta Kriel geleer. Sy kom maandag met die offerande van die kinderkerk. Ons het nie 'n kerkgebou gehad nie, hulle het in die pastorie kinderkerk gehad en ons in 'n methodiste kerk. En dan vat sy die kerkraad se geld, dan gaan sy dit bank, dan sê sy vir my, pastoor, jy het die sool lekker opgesit gister. Toe sy so die derde, vierde keer vir my sê, ek het die sool opgesit, toe vra ek vir haar, Tannie Azetta, verduidelik net vir my, wat beteken jou uitdrukking, ek het die sool opgesit? Toe sê sy, pastoor, jy het die woord gevat, toe sit jy hom op ons, toe trap jy ons tot so in die grond. En daar leer God my, binne 3 maande in die bediening, dat die woord is nie daarom ouens in die grond in te trap nie, dis juist om hulle uit die grond uit op te tel. Nou gee ek 'n paar tree terug. Voor ek 'n pastoor geword het, ontmoet ek in ons tyd, dis nou baie jare terug, 'n baie bekende man in die AGS Kerk, Rassie Erasmus. Net voor sy dood ontmoet ek hom, en ek vra hom of hy vir my 1 sleutel sal gee, wat van my 'n sukses in die bediening sal maak. En hy sê ja, hy sal. Nou verwag ek, want ek wil net soos hy 'n impak in die land gehad het, dink ek gaan ook so 'n impak in die land hê, hy moet net vir my sê. En hy haal uit Jesaja 'n teksvers aan, en hy sê hierdie woorde, God deel sy eer met niemand. Ook nie met jou nie, pastoor. Hulle het jy hoe goed gepreek. Hulle is jy hoe talentvol. God deel sy eer met niemand. Nou vertel ek het jou 2 verhale vertel, ek gaan jou derde ene vertel. Ek gaan kerk toe. Dis daai integriteit ene. Al is ek op vakansie, want dis wat ek van my gemeentelede verwag, dat hulle lang naweek in vakansie moet kerk toe gaan. So ek gaan kerk toe. En ek soek altyd 'n kerk wat nie 'n Pinksterkerk is of nie 'n AGS kerk is nie. En by geleentheid woon ek 'n diens by en daar preek 'n jong dinamiese man van God. Hy preek. Dit was 'n baie spesiale preek. En hy het my beïndruk en ek het by myself gedink, ag hemel, Here moet my help. Waar staan ek in die ry en hierdie ou kan so briljant preek? En nie lang daarna nie, toe ek 'n pastoor en ek is in 'n gemeente en in my tweede gemeente vind ek uit, hy's die konferensiespreker in die Oos-Transvaal sin by die kampgronde. En ek is opgewonde en ek motiveer die gemeente en ons gaan almal soontoe. En daai dag is daar 'n verwagting, hierdie ou kan preek. En hy begin deur te sê, vanoggend 2 uur, toe maak God my wakker. En in my beleef ek, wow,
Samuel, die Here het hom wakker gemaak om hom te roep. Hierdie ou is op daai vlak. Hy's 'n dinamiese man van God. Jy kan die atmosfeer voel. Hierdie ou gaan preek. En wanneer hierdie ou preek, gaan die goed gebeur. En hy sê hierdie woorde: God maak my wakker en hy gee my 'n vars woord. En vandag het ek met iemand gepraat wat vandag vir my gesê het, hy het 'n vars woord gekry en toe moes hy hom preek. Almal van ons iewers, as jy in die bediening was, het jy 'n preek uitgewerk, hy's voorberei, maar dan onderskep die Here jou preek. En hy gee jou 'n vars preek. En jy moet hom preek. Jy moet maar net na die Here luister. Maar hierdie ou sê dit, en ek kan die prentjie sien, hoe maak God hierdie ou wakker? Die heerlikheid van die Here in sy kamer, 2:00 die oggend. En hy gaan preek. En toe hy preek, hy die ou preek, wat ek al klaar gehoor het. Toe verstaan ek iets van integriteit, wanneer jy met die woord werk. Nou, 'n bekende aanhaling, hy was op Facebook, jy het hom almal gelees, hy gaan op jou skerm verskyn. When ministry becomes performance, then the sanctuary becomes a theater. The congregation becomes an audience. Worship becomes entertainment. And man's applause becomes the measure of success. Integriteit. Meet jy, wanneer jy met die woord gewerk het, nie aan die applous wat jy ontvang het nie. Ek wil net vir 'n jong pastoor sê, jy dink jy het 'n uitnodiging gemaak, en net een ou het sy hart vir die Here gegee, en jy was nie suksesvol nie. Ek weet nie of ek iewers al 'n slipstream gehad het, en iemand nagelaat het, in 'n chokkenblok vol kerk op 'n Sondag aand. Het net ek my hart vir die Here gegee. En deur my, weet ek, het duisende, nie net by my bediening nie, hulle wat ek opgewek het deur jare, en hulle die golf. Moenie jou sukses meet oor wat mense van jou sê nie. Maar ek wil vandag begin by die inhoud van my boodskap, is opinies en die woord. Eerstens jou eie opinie. 'n Opinie is 'n baie belangrike ding wanneer jy preek. Jy moet tog 'n opinie hê oor 'n saak, maar jy moet net oppas dat jou opinie nie vals is nie. Jy moet 'n goeie opinie hê. Ek kyk baie keer na van my ou preek en dan dink ek, Danie, het jy dit gepreek? Natuurlik het ek dit gepreek. Ek mag 'n opinie gehad het, maar intussen het ek geestelik gegroei, want ons moet almal geestelik groei. En die Here belig die skrif uit 'n ander hoek uit. Maar as jy die woord van God preek, is dit altyd relevant. As jy opinie spreek, verskoon die Engelse woord, dit kan outdated raak. Nou, hier's 'n skrifgedeelte, en daar's twee, een in Afrikaans, maar ons gaan na die Engelse een toe, die CEV vertaling, waar die apostel Paulus, hy het 'n opinie gepreek. Jy weet dit, toe hy oor die huwelik gepraat het, hy sê, now, concerning what you wrote about unmarried people, I do not have a command from the Lord, but I give my opinion as one who by the Lord's mercy is worthy of trust. As jy die woord van God preek, hoef jy nooit skaam te wees oor wat jy gepreek het nie. Maar oppas dat jy nie 'n dwaas preek nie. Ek kyk net na 'n Griekse woordjie of twee. Nie dat ek jou wil beïndruk dat ek kan Grieks lees nie. Dit los ek vir die ouens wat Grieks praat in Griekeland en dan die teoloë. Maar ek kan nog so 'n bietjie eksegese doen. Nou kom Paulus en hy praat oor wat in 'n gemeente moet gebeur. En hy sê vir hulle, ou kan nie net in tale bid in die kerk nie. Nou, tale bid is belangrik, ouens. Ons Pinksterouens bid in tale, want jy weet nie wat om te bid nie. En wanneer jy in 'n taal bid, dan help God jou, en hy gee jou openbarings, en hy help jou, hy wys jou, hy vertel jou, jy moet in tale bid. Hy sê, maar in die gemeente moet jy nie in tale bid nie, want daar is onkundiges. Nou, daai woordjie onkundiges is die woord idiote. Or ungifted. Hulle het nie gawes nie. Hulle verstaan nie hierdie gawe nie. Moenie vir hulle preek, hulle verstaan dit nie. As jy met God se woord werk en jy preek, maak maar seker dat jy vir die idiote ook iets preek. Die onkundiges, leer hulle. Help hulle. Hy sê dit in vers 16 en vers 23, jy kan die woord gaan navors, jy kan gaan eksegese doen as jy dit kan doen,
waar hy daaroor praat. Maar jy moet net oppas as jy jou opinie spreek, dat jy nie so ver weg van die skrif afgaan nie. Ek het eendag na 'n man geluister wat gepreek het, en ek het gedink, hierdie is uitstekend, en toe vorm dit my opinie, en vandag, en ek gaan nie sê wie dit was nie, en ek gaan nie sê wat ek gepreek het nie, is ek skaam, dat ek dink dat ek ooit, by 'n ander ou my laat beïnvloed het, want ek moes meer navorsing gaan doen het in die Bybel. Paulus skryf vir Timoteus hoe hy met die woord moet werk, dan sê hy, jy moet die woord regsny. Jy moet nie inlees nie, opinies is inlegkunde, is nie uitlegkunde nie. En jy moet oppas vir die goeders, dit gebeur maklik as jy jou betrap, en as jy, Johan Stein sê altyd, as jy 10 keer oor dieselfde onderwerp preek, dan gaan jy later opinies preek. Oppas vir te veel in een onderwerp, dan sien jy daai onderwerp in elke tweede teksvers, sien jy hom, en dan werk jy met daai teksvers, en later sien jy sommer in 'n teksvers, wat glad nie daaroor praat nie, maar jy lê in, dis jou opinie, oppas vir 'n opinie. Maar ek wil vandag praat oor 2 ander belangrike dinge. Die eerste is, wanneer jy preek oor die opinie van ander mense. Mense gaan jou versoek om hulle opinies te preek, of te praat uit die skrif uit oor hulle opinies. Hulle het dit met Jesus gedoen. Hulle betrap 'n vrou in oorspel, Johannes 8. Dan vra hulle sê vir Jesus, maar dis wat die skrif sê, maar u, wat sê u? Hulle wil hê, hy moet die skrif liefdevloos toepas, dat hierdie vrou moet doodgegooi word klippe, net so terloops, Jesus het nêrens gesê, die wet sê nie so, hy sê, dis reg, gooi haar dood met klippe, dis wat die wet sê, hy het nie die woord verander nie, hy sê, maar maak net seker as jy die klip gooi, julle ken mos nou die skrif uit Johannes 8 uit, dat jy nie sonde in jou lewe het nie, maak net bietjie seker, voordat jy nou hier jou opinie gee, en jy het hom nou gegee, voordat jy optree. En dan kom hulle by die belasting, dan sê hulle, Here, u is so goed geantwoord, u is wonderlik, maar help ons gou, moet ons belasting betaal. Wat dink u? Kyk hoe toetsel hom. Wat dink u? Ek wil vandag vir jou sê, as Jesus nie gespaar was, oor hoe hy die woord interpreteer en preek nie, moet nou nie dink ek en jy gaan dit gespaar word nie. As hulle huweliksprobleme het, en hy wil uitkom, dan vra hy jou oor, mag ons skei. En dan ken hulle een skrif van oorspel. En dan, hulle wil hê, ek en jy moet vir hulle sê, man, ek sal nie saam met so 'n vrou kan leef nie. Baie keer dink ek dit. Ekskuus. Maar ek mag dit nie sê nie. Want dan is ek integriteitsloos teenoor die woord. Maar kan ek begrip toon vir daai mense? Natuurlik. Daar's vrouens wat deur hel gaan by mans. En dan kom sê hulle vir my, dan vra hulle vir my, pastoor, kan ek gaan? As hy haar slaan, en party word verbal abuse, as ek die Engelse woord mag gebruik, dan sê ek, nee, jy mag nie skei nie, trek net by hom weg, gaan na jou pa ma toe. Of by jou broer bly, of jou suster, of jou tannie. Kom net uit daai huis uit. Maar jy mag nie toestemming gee dat hulle skei nie. Hulle wil hê, ek en jy moet sê, dis reg. Dan gaan hulle terug en sê, my pastoor het gesê, ek kan skei. Moenie. Hulle gaan jou vat om die woord te draai. En dan kom hulle baie keer, hulle vra vir jou. Wanneer hulle seer het, waar's my geliefde wat dood is? En trouwens, hulle begelei jou ook sommer. Hulle skryf in die begrafnisbriefie, hy is nou deur die Here gepluk, hy's die blommetjie wat daar is, en hy is, of sy, want hulle het seer. Hulle soek troos. Maar jy mag nie sê, want God sê, wie hom, wat die goddelose regverdig verklaar, en wie hom wat die regverdige goddeloos verklaar. So, die maklikste om uit te kom, as jy my 'n vraag sou vra, gaan ek om sommer nou vir jou antwoord, sê vir hom, dis nie by ons om te besluit waar is die Here nie. En nou die dag het ons gehoor by Mark Hodges, almal rest in peace. Nie die ou wat Jesus die verhaal vertel in Lukas, waar hy sê, ek het hel hier, dis bitter, stuur vir Lazarus, dat hy my tong kom salf nie. Dis nie wat Jesus leer nie. Ek is by 'n begrafnis,
mense wat ek jare terug getrou het, 'n man en vrou, pragtige vrou en pragtige man, mooi mense. En hy het 'n goeie pos gehad en hy sien 'n sakegaping en hy vat hierdie gaping. En hy word 'n baie vermoënde man. Besighede. En sy vrou sterf in 'n motorongeluk. Op 'n Sondag, op pad van waar ryk mense gewoonlik hulle Sondag van hulle deurbring by die viswaters met sy hy het 'n bakkie karavaan en agter sleep hy die boot. En daar's 'n gat in die pad en 'n ou kom van voor af en hy sien nie die gat en die voertuig maak so en hierdie jong vrou, hulle is 20 jaar getroud, breek haar nek. En toe weer so kyk toe hang haar kop so toe sy nek af en sy is dood. Nou word sy begrawe. En hulle vra toe kan hulle ouers, ek het hulle getrou ou jare, toe was ek nog net by AGS Oos, by moedergemeente, en ek sê nie eens reg, ek sal die begrafnis ook daar hou. En die seentjie sê, sy briefie, en hulle moet dit nou lees, hy staan daar, maar hy huil verskriklik, en sy sussie sê, sy ma was sy alles, sy het hom gehelp leer, sy het alles vir hom gedoen. En hy sê, hy is so bly, dat mamma nou by Jesus is, en dat Jesus haar kom haal het. En in 'n oomblik sê die Gees van God vir my, hulle maak die woord van die Here belaglik. Nou jy kan dit nie by elke begrafnis doen nie, maar daai dag stop ek die hele prosesie. En ek vra, seun sal jy staan, het so links voor gesit. Ek sê, kan ek jou 'n vraag vra? Wil jy graag hê mamma moet in die hemel wees, of moet mamma graag by jou wees? Hy sê, ek sal graag wil hê mamma moet by my wees. So, okay. Ek sê, nou het ons in jou briefie wat hulle namens jou gelees het, gesê, God het mamma gevat. Kom ek leer vir jou. Jesus sê, in Johannes 8 vers 44, daar's iemand anderste wat kom vat. Of jy gelowig of ongelowig is. Kom aan, help my. Dis nie net ongelowiges wat in motorongelukke sterf nie. Dis nie net ongelowiges wat depressief raak nie. Dis nie net ongelowiges wat in 'n operasietafel sterf nie. Dis gelowiges ook. Voortydig, baie. Behalwe God besluit dit, en dan kan hy mos maar besluit wat hy wil. Hy's alomwetend, hy is almagtig, hy kan doen. Ek sê, die duiwel is 'n mensemoordenaar. Johannes 10 vers 10 sê hy kom om te steel, slag en verwoes. Nou wil ek nie vir hom sê nie, jou pa is te verantwoordelik gewees. Jy het hier die Here gedien. Toe hy nou baie geld het, want ek het die pastoor gevra, ek het hom gebel, maar hoekom doen jy nie die begrafnis? Toe sê ag, hulle was vir 2 jaar kom hulle nie kerk, hulle is elke naweek of by hierdie vakansieoord of by daai dansbaan of by hierdie drinkplek, dat ek sê jou pa het jou ma gehelp verlei. Nou sê hy in die hemel. En dit is wat maak na die dag van ons gesê het, almal rest in peace. Dan moet ons op 'n Sondag daaroor preek, voordat die ouens doodgaan, om te sê, almal wat sterf, rest nie in peace nie. Nou sê die een vrou, sy lees haar briefie, papa, jy moet lekker tennis speel in die hemel. Ek stop haar. Ek sê, papa, gaan nie in die hemel tennis speel nie. Hy gaan dit nie maak nie. Hy gaan nie die span daar haal nie. As hy nie weergebore is nie, dan gaan hy hemel toe om by God te wees. Ons moet nie toelaat dat die skrif gedraai word. Hulle wil hê ons moet die opinies oor die skrif gee wat ons skriftuurlik is. Hulle wou dit by Jesus gehad het. Hulle het sy integriteit getoets. Hy het gestaan. Hy het nie altyd vir hulle antwoord gegee nie. Hy het 'n slim vraag. Hy het baie keer sê, wat sê julle? Wys vir my die. Ons mag nie lukraak uitsprake maak uit die woord van die Here nie. Dis my opinie, ek kan hom preek, maar ek moet hom nie ver weg van die skrif, ek moet hom by die skrif gaan haal. Tweedens, ek moet versigtig wees vir die opinies van ander mense. Hulle wil hê ek moet hulle siening van die skrif moet ek beamoen, ja, in preek. Ek moet nie dit doen nie. Ek moet maar by die skrif bly, maar ek moet nie liefdeloos optree teenoor mense nie. As iemand deur die dood van 'n dierbare geskei is, moenie wreed wees nie. Ek vra jou mooi, moenie wreed wees nie. Moenie sinnelose uitsprake maak wees. Jesus het genade gehad, hy het selfs gehuil, hy het omgegee. Daar was stuk empatie wanneer hy met mense gewerk het.
Ons is nie lelik met hulle nie. Ons gebruik nie die kansel om goedjies af te laai nie. 'n Jong man in my gemeente preek, hy was 'n briljante prediker. En hy preek, en op 'n maandag het ek vergadering gehad, dan is ons die naweek se goed bespreek, en die preke ook soms, nie altyd nie, maar sê oor die preek, en ek vra te spesifiek, sê oor hierdie preek. En daar was 2 slim ouens op my span, eens is Frikkie van der Merwe, en ander is Werner Strauss. Hulle is nogal slim. Retief was ook daar, maar Retief wou nie uitspraak waar hy broer maak nie, so hy het stil gebly daai dag, hy weet waarvan ek nou praat, want hy en daai ander ou het nie saam skaak gespeel nie. En almal sê dis 'n goeie preek, en toe hy klaar is, toe sê ek vir hom, dis die swakste preek. Ek is vir hom lief en hy is vir my lief, maar dit lyk of al die bloed uit sy gesig uitvloei. Hoe kan my oom sê, hierdie preek is 'n swak preek? Frikkie en Werner sê dis 'n goeie preek. Ek vra hom 'n vraag. Ek sê, jy verlede Sondag hierdie preek gepreek by moeder? Ja, hy het. Ek sê, in hierdie week, hoeveel keer het jy teruggegaan na die preek toe? Nee, hy het nie teruggegaan nie. Ek sê, en vandag, jy kom daar van die plaas af, hoe laat het jy in die dorp gearriveer? 5 uur. Ek sê, en toe stort jy trek aan, 6 uur begin die diens. So jy het nie afgesonder nie. Luister ouens, jou gehoor is nie ashope nie. Hulle verdien dat ek en jy, wanneer ons vir hulle preek, ons heel beste gee. Dat ons met integriteit werk, ons met die beste gee. Maar nou kom Dawid en hy sê iets, en nou haal Paulus hom aan in 2 Korinte 4, ek vermoed julle weet, Paulus het Korinte geskryf, nee, dis nou die apostel Paulus, dis nou nie daai om 'n cricket speel nou by die IPL nie. Dit is daai Paulus, hy skryf hierdie woorde, hy sê, omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskryf, hy dieselfde gees van geloof, soos Dawid, dis nou wat woord en geloof, ek het geglo, daarom het ek gespreek, dis nou wat Dawid gesê het, glo ons ook, en daarom spreek ons ook. Ek lees 'n verhaal van in Amerika, by een van die baptiste seminariums, een van die groot teologiese inrigtings, moes al die finale 4dejaars studente, om te slaag, moes hulle nie net, hulle moes meer as 1 keer preek, maar hulle finale preek, moes hulle preek oor die barmhartige Samaritaan. En die dag toe hulle uitslaa moet kry, daar was 20 van hulle, toe slaag net 1. En die ander 19 van hulle het briljante preke gepreek. Hulle kan nie glo dat hulle nie slaag nie. En toe hulle verbasing klaar uitgespreek het, toe kom daar 'n boemelaar ingestap, wat hulle dosent was, een van hulle dosente wat hom vermom het, en hulle het gaan navorsing doen, waar bly hierdie ouetjies wat preek, en in hulle, by die, of 'n stopstraat, of by hulle huise uit, het hierdie boemelaar kom smeek vir 'n kossie, terwyl hulle praat oor die barmhartige Samaritaan, en net een ou het stilgehou, en omgedraai, en hierdie ou gaan kos gee. Oppas, broers, susters, dat ons goed preek, wat ons nie glo nie. Maklik om te preek, en ek kry jou bitter jammer as jy nog oggend en aand op die platteland moet preek. Ek sal al die aanddienste toemaak as ek alleen al 52 moes gepreek het en hulle 108 word, of 120, en jy nog begrafnis, 'n nuwe preek, en al die tannies gaan na die begrafnisdienste toe, so jy werk elke keer 'n nuwe preek. Ek wil hom net iets oor integriteit in preke sê. Ombert Word vertel die storie. Hy het een preek, ek het hom baie keer al gepreek, ek weet nie wat het hy gepreek, maar ek gebruik sy teksvers. Daar's maar net een tree tussen my en die dood, wat Dawid sê. En daai tannies by al die begrafnisse, want sy hou van die kos daar, sy ken nie eers die mense nie, en sy sê vir hom, pastoor, dis al die 8ste keer wat ek hierdie preek hoor. Hy kyk haar so, hy sê, suster, maar jy is gelukkig, daar's ouens wat hom nog nie eens 1 keer gehoor het nie. Jy kan 'n preek oor preek, dis nie 'n fout nie, maar maak net seker, jy verwerk hom weer. Hy moet weer deel van jou gees wees, want jy moet glo wanneer jy preek. Jy moet nie met die kop preek, jy moet glo wanneer jy preek. Tydens COVID het ons eerste 3 maande gebed gedoen van Rick Warren, en toe COVID kom, toe besef ek, hier is nou 'n krisis, ons moet nou iets doen vir hierdie ouens, behalwe dagstukke, toe doen ons 40 dae nie van geloof, en ons preek, en ek preek die preke werklik uit oor geloof, en ek kontak my span, en hulle kan dit getuig, hulle wat daar was,
Ek sê vir hulle, ons gaan nie bonusse kry nie, want ons kerkdiens is toe, en ons verloor tussen 100 en 150.000 rand 'n maand aan offerandes, en dit moet baie uitgawes dek, en ons moet, en die Heilige Gees sê vir my, hoe preek jy oor geloof, en jy kan God nie vertrou vir geld nie. Hulle weet dit, ek het dadelik vir hulle WhatsApp gestuur, binne 'n uur nadat ek gesê het, julle gaan almal bonusse kry. En toe is familie Adey so gaaf, hulle gee vir ons geld. En hulle betaal ons uitgawes. Dankie. Hulle het van ons geld teruggegee. En een broer, tot vandag toe, hy dag in COVID tyd op, hy begin sy tieners inbetaal, hy betaal tussen 50 en baie keer 100.000 rand, 80.000 rand 'n maand in. Want ek het God vertrou. Jy kan nie oor geloof preek, maar jy het nie geloof wanneer kom en jy moet geld uit. So jy moet glo wat jy preek, want wie is die beste voorbeeld? Jesus. Ek het nou baie skrifte hier, ek sal nie almal lees nie, want ek weet julle wil nou vra. Die eerste skrifgedeelte is Johannes 17, 15 en 16. Ek weet nie hoekom lees ek Engels nie, want ek vermoed julle verstaan nie nou vanmiddag Afrikaans nie. Die tweede een is die Engels. Jesus replied, I am not teaching something that I thought up. Hallo. Hy sê, ek preek nie goed wat ek uitgedink het nie. Oppas vir daai ene. As jy met God se woord werk, moet jy doen wat Jesus sê. Hy sê, my leer is nie myne, maar van hom wat my gestuur het. What I teach comes from the one who sent me. En dan sê in vers 8:26, baie dinge het om vandag te sê en te oordeel, maar hy wat my gestuur het is waaragtig, en ek, wat ek van hom gehoor het, spreek ek tot die wêreld. En dan laastens, en dan kom Jesus, en hy sê vir sy disippels, hier in Matteus 23 vers 1 tot 4, hy sê, als wat hierdie geleerde ouens vir julle sê om te doen dit, maar moet net nie hulle voorbeeld volg nie. Moenie hulle voorbeeld volg nie. Ek kom tot bekering van my 5 jaar voordat ek, of 4,5, waar ek, toe ek 'n pastoor, die eerste 1,5 was by Dr. Isak Burger in die kerk. Kan hy preek? Ja. Kon hy gepreek het toe hy jong was? Ja, hy kon. Die spoeg het teen die mure gesit. Hy kon preek. Goddelike preke. In 'n jaar en 'n half het ek meer van die Bybel geleer as wat baie ander ouens geleer het, wat saam met my in teologiese fakulteit was, het ek by hom geleer. Is hy 'n man van integriteit? Hy het baie foute, maar hy is 'n man van integriteit. Gemeentes gepak. Vir 3 jaar gaan ek teologiese college toe, bly op Maranatha Park. Ek gaan aanbid in Q gemeente. Van Isak Burger, kom ek gee hom 8 uit 10 vir preek. Gaan ek weet nie of hom Jan Groei 1 uit 10 gekry het nie. Dalk het hy net 'n half uit 10 gekry. Hy kon glad nie preek nie. Hy het daarom die lengte van die preek altyd kort gehou. Maar hy kon nie preek nie. Maar Q gemeente het uit sy nate gebars. Ons het kerk toe gekom om te worship en dan het hy gepreek en hy het gesukkel om te preek. Hy het eendag by my kom sit, toe sê vir my, Dani, ek het gepreek die vorige Sondag, ek was 'n jeugleier. Hy sê vir my, in Q, Dani, hoe werk jy preek uit? Ek sê jou help. Ek sê jou al my kommentare gee. Dan gaan lees jy, dan haal jy punte uit, dan help ek jou, dat jy nie te veel sê nie. Ek help hom. Ons het briljante musikante gehad. Ek wil net vir die ouer geslag sê, julle sal weet, Johan Smit, dit was nou die swaar van Christo Visser en sy vrou, wat is haar naam, Marinda. Sy kan 'n klavier gespeel het, Johan kon sing. Ons het vir Christo en Joy Visser in ons kerk gehad. Christo by die Maranatha Park voorgesing, Joy kan 'n klavier speel. Ons het Erik Meintjie se vrou gehad wat 'n klavier kon speel en sing. Ons het Ina Smit daar gehad. Ons het vir Hansie Smit, baie van julle weet nie, hy kon die klavier speel. Ons het vir Peer Tourien in ons gemeente gehad. Ons het Henny Espak wat gitaar speel. Ons het vir Tannie Kasselman wat 'n trekklavier speel. Ons het 'n magtige orkes gehad. Maar as dit by die preek kom, was dit nie dinamies nie. Maar die kerk het gegroei, was chok en blok vol. Die studente het nie kerk geslip nie. Ons was daar was 'n Engelse woord, 'n vibe.
Wat het dit so gemaak? Jan Groen. Een man van integriteit. Hoe hy met sy vrou, hy het altyd gesê, Rosemary, sy was 'n Engelsman, hy is Hollander, hy het met 'n aksent gepraat, maar hy het met soveel liefde van Rosemary, hy het 'n ou seentjie gehad, Pieter, wat blind was, en sy 2 dogters gepraat, wanneer hy met mense werk, was daar liefde. Hy het omgegee. Hy kon nie goed preek nie, maar hy kon oor genade preek, met sy lewe. Jesus sê, moenie, doen maar wat hulle sê, maar moenie soos hulle optree nie. Hulle praat net, en hulle doen nie. Maar God ons bewaar, dat ons nooit praat, en nie doen nie. Kosbare Here, u woord is die waarheid. Heilig ons in die waarheid. Amen.